So kom ons aan die einde van 'n week. Ek dink wat ons almal baie vrae oor het, baie gevoelens het. Natuurlik het verwysing na die sluipmoord op Charlie Kirk. En so het ek ook maar deur baie gevoelens en dinge gewerk deur hierdie week en gedagtes rondom dit. En net weer eens besef die aanval op die waarheid, op die absolute waarheid. Nou Charlie Kirk het gestaan vir iets. En ons weet duidelik, hy het gestaan vir die waarheid, hy het gestaan vir die goddelike waarheid, vir die Bybel, vir die absolute waarheid wat die woord van God is. En so ook die orde wat God geskep het. En so kan ons sien dat die wêreld wil die waarheid doodmaak. En ons sien dit in elke area van lewe. En so sien ons het een persoon het so goed gestel op sosiale media. They couldn't debate him, so they shot him. Hulle kon nie die waarheid oorwin nie. Hulle kon nie die waarheid wen nie. So hulle het gedink die enigste manier is om hom om dood te maak. Dit is die enigste manier hoe hulle teen die waarheid kon opstaan. En so gee dit ons hoop in die absolute waarheid van wie God is, dat dit kan nie oorwin word nie. Die waarheid sal bly staan tot in ewigheid. En so het Jesus die verklaring gemaak aan Petrus toe hy vra wie is ek? Toe sê hy u is die Messias, die seun van God. Toe sê hy vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar op hierdie waarheid sal ek my kerk bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorheers nie en sal dit nie oorweldig nie. En dit sal staan op hierdie waarheid van wie hy is en so sien ons dat die waarheid van God kan nie oorwin word nie. En so het hulle gedink selfs in sy dood sal hulle hom stil kry. Maar nou praat sy dood harder as wat sy woorde het. En so terwyl dit vir ons moeilik is om te verwerk, dat ons nie verstaan nie die hoekoms en die waaroms nie, kan ons weet dat selfs in sy dood skree die waarheid harder as ooit. En mag ek en jy in hierdie tyd net vashou in die waarheid, mag ons die waarheid duideliker en sterker in ons eie lewens kry en sterker uitleef en sodoende dat sy dood ook iets beteken deur ons. Mag die Here u seën en mag jy 'n geseënde week hê.